Verbeel ek my of is hier so effens van 'n atmosfeer om die tafel? Nee, verbeel jou nie. Die atmosfeer is so dik, mens kan dit met 'n mes sny. Die atmosfeer kom hoofsaaklik van die kant van die tafel af. Het pa en ma stry gekry? Julle ma weier om te verstaan wat belangrik is vir my loopbaan. Ag, asseblief. Karbatteries te verkoop is nie 'n loopbaan nie. Maar om spoeg en bloed uit mense se bekke uit te vacuum is. Is dit regtig nodig dat julle mekaar se werk so met sleg sê? Sy het eers daarmee begin. Hierdie hele konferensiebesigheid is net 'n verskoning om te gaan suip. Watter konferensie besigheid? Pa se werk het 'n eendag konferensie. Wanneer? Vandag. By Monte Casino. In die konferensielokaal. Jy laat dit klink asof ons dit in die casino gaan hou. Dis waar dit gaan eindig, is dit nie? Hoeveel keer moet ek vir jou nog sê? Na die konferensie het ons 'n ete saam met die groot baase en dan kom ek reguit huis toe. Wat jy sê en wat jy doen is nie altyd dieselfde ding nie. Veral nie as daar drank by betrokke is nie. Daar word geen drank in die konferensie toegelaat nie, want ons moet konsentreer op die belangrike dinge wat daar gesê gaan word. En by die ete? Miskien 'n klein glasie wyn, net om te help met die spysvertering. Maar dan gaan spare ribs en prawns en alles wees. Onthou net, dit is rooi wyn saam met vleis en witwyn saam met vis. Versterk jou nou sy kwaad. Nee, ma. Ek het gedink jy sou bly wees dat jy nie vanaand vir my hoef te kook nie. Ek moet nog steeds vir hulle twee kook. Wat as ek vir jou geld gee vir takeaways? Nee, jou familie moet nog dikker word. Jy weet Molly, jy gaan aan asof ek al klaar iets verkeerd gedoen het. En dit maak my sommer lus om iets verkeerd te doen. Is dit? Moet asseblief nie soos my ma raak. Ekskuus. Op skool het my ma elke oggend in plaas van 'n goodbye soen my 'n stewige kopklap gegee, net ingeval ek iets onhebbeliks daai dag gaan aanvang. En dan jy uit pure moedswilligheid as prins iets onhebbeliks aangevang. Ek was verplig om nie daai kopklap te mors nie. Sorg jy net dat jy voor 9 uur vanaand by die huis is sonder 'n drankasem. OK. Konferensie is nie 'n party nie. Ons nuwe top of the range eco battery gaan daar bekend gestel word. Wat is 'n eco battery? 'n Groen battery, 100% eco-friendly, met byna geen carbon footprint nie. Wat die hel beteken dit? Ja, please explain. Ek wil ook graag weet. Ek ook. Dit is wat hulle by die konferensie vir ons gaan verduidelik. Ek wens iemand wil 'n konferensie hou oor hoe 'n mens 'n cherry kan kry. Jou probleem is jy's te desperaat. Meisies sien dit onmiddellik raak. Jou sussie is reg. Jy moet meer cool wees, maak asof jy nie belangstel nie. Hoe werk dit? 'n Vrou se brein werk net andersom as 'n man se. As jy vir 'n vrou sê sy kan nie iets kry nie, dan wil sy dit hê. Hoekom is dit so complicated? Want vrouens is vol complicatedness. Met ander woorde, as ek van 'n cherry hou, moet ek maak asof ek nie van haar hou. Ja, amper so iets. Dis hoekom so baie ouens gay is. Dit is baie makliker om 'n date saam met 'n ou te kry as saam met 'n cherry. Is jy nou gelukkig? Ah, Sien jy wat se gedagtes plant jy in die dik gat se kop, hè? Moenie by my kom hulle sê môre oor môre make-up en vroue onderklere begin dra nie. Ma, my taaktam is alweer amper op. Want jy talk te veel. Dit is Stene se skuld. Vandat hy na die Kaap toe is, verdwaai my taaktam net. Maar laat hy jou 'n slag bel. Hoekom moet jy hom die hele tyd bel? Dis vir my eie gemoedsrus. Ek moet op hom check. Hom bel op tye wat hy die minste verwag. Dit klink nie of jy hom juis vertrou nie. Tennis is 'n baie aantreklike ou. En daai Kaapse meisies is almal 'n klomp slette. Ek weet nie of hy nog vir 4 weke sal kan uithou nie. Ek dink waarmee? Sonder om my te flip en verneek? Mense wil soveel aandag aan jou skoolwerk gee, as wat jy aan daai verhouding met daai rubbish van Rooyen gee. Ek sal nie matriek pluk nie as dit is wat ma bekommer. Jy beter nie, ek trek jou gat velle af. Ma is nie vandag in 'n baie goeie by nie. Dis jou pa se skuld. Hy konferensie besigheid werk op my senuwees. Dis pa se werk. Hy moet sien toe gaan. Dink jy vir een oomblik daai gomgat is saam met wie hy werk, gaan nie na daai konferensie begin dobbel en suip nie. Ja, seker nie. Maar pa is nie soos hulle nie. Jou pa word baie maklik verlei. Vra my. Ek het skoon 'n naarkol op my maag van worry. Ma worry omdat ma dink iets gaan gebeur. Dalk gebeur daar niks en dan maar verniet ge-worry. En die raad kom van iemand wat haar tok dan weg worry omdat sy dink haar boyfriend gaan haar verneek. Dit is iets heeltemal anders. Is dit? Tennis moet nog bewys dat ek hom kan vertrou.
En jy kan hy jou vertrou. Ek weet wat loyaliteit beteken. Net tot die regte hang van 'n ou daar verbykom. Sorry, maar ek stel nie belang nie. Ek gaan jou nog aan hierdie gesprek herinner. Jy vergeet, ek was ook een keer jou ouderdom gewees. Jou mamma se generasie het woeste kere gegaan. Tye het verander. Party dinge verander nooit nie. Gaan môre vir my geld gee vir talktime of nie? Ek kan nie onthou dat jy vir my gevra het nie. Het ek dan nie genoeg geskimp nie? Ja, gaan vra jou pa. Somme nou. Want ek kan jou 'n brief gee. Na daai konferensie sal hy nie 'n sent by hom hê. Hy het gesê hy gaan nie dobbel nie. Net om seker te maak het ek sy kredietkaart en sy bankkaart uit sy wallet gevat. Weet pa dit? Nee, is om hom teen homself te beskerm. Want as hy daai liggies sien in daai masjiene hoor, dan word hy 'n ander mens. Hulle sê mos winners know when to stop. Losers, soos jou pa, should never even start. Ek beloof pa, ek like cherries. Ek droom elke liewe nag oor cherries. Ek glo jou, dis jou ma se verbeelding wat haar pla. Net gisteraand weer het ek gedroom van 'n blonde soepel tweeling. OK, ek sê mos ek glo jou. Daar's iets fout met my internet connection. Wat's fout? Ek weet nie. Gisteraand het ek vir tennis geskyp en dit was 'n disaster. En nou wil my e-mail nie eers werk nie. Ek weet bogrol van daai goed af. Jy sê iemand moet kry om dit reg te maak. Dit gaan geld kos. Ja, vir jy sit met 'n internet wat nie werk nie. En blapsie dit nodig vir haar skoolwerk. Kry iemand, ek sal betaal. Thanks, pa. En dan laat jy kan ons nie leef sonder die internet of selfone nie. Ek weet nie hoe pa hulle daarsonder kon klaarkom nie. Ons moes alles self op die harde manier uitvind. As jy wil weet hoe lyk 'n naakte mens, moet jy maar uittrek en voor die spieël staan. En as pa hulle wou weet hoe lyk 'n naakte cherry, Dit was verban. hoekom? Want dit was 'n geweldige sonde. Sê wie? Die regering, in my tyd was die regering baie streng. Maar vandag is dit nie meer 'n sonde nie. Ja, jy kan vandag daai spyskaart uitcheck soveel as wat jy wil solank jy by die huis eet. Ek sommer lus en kry 'n tattoo. Nee, sis man, tattoos is vieslik. Maar die cherries hou daarvan. Net sekere cherries. Vat 'n koutjiepen en teken vir jou 'n tattoo en as jy sien hoe gou raak jy moeg daarvoor. Tattoos is vir altyd. Kan jy dink hoe lyk 'n cherry met 'n leislang tattoo op haar boob as sy 83 jaar oud is? It's not a pretty picture. Hier's haar dik gat. Dan waai ek maar. Bye. Ja, baie. Ma sê pa moet asseblief vir my geld gee vir my talktime. Ja, OK. Moet dit asseblief nie so vinnig wegchat nie. Wat my kaart? Hoorie, gaan wag jy vir my in die kar. Ek wil gou vir jou ma ietsie gaan vra. Money! Money! Sal jy my 'n helse guns doen asseblief? Wat? Die ou van QuantumNet is besig om my internetkonneksie reg te maak. Sal jy vir ons elkeen 'n koppie koffie maak en na my kamer toe bring nie? Sommer 'n paar koekies ook. Hoekom kan jy dit nie self doen nie? Want ek help die ou. Is hy 'n nerd? Nie almal wat aan komputers werk is nerds nie. 2 suiker vir hom, asseblief. OK. In ruil vir die room service wil ek vanaand vir Tene Skype. As Hardes die konneksie reg kry. Wie's Hardes? Die ou van QuantumNet. Selfs sy naam klink soos die van 'n nerd. Hardes Kapardus. Sal jy die koffie maak asseblief? Ja, OK. Great. Hardes Kapardus. Computer mechanic. Koffie. Moet asseblief nie laat dit koud word nie. Haai, ek is Hardes Vogel. Ek is Hardes Vogel. Ek het vir jou koffie gebring. Thanks. En koekies.
Jy het nie vir my gesê jy het so oulike sussie nie. As jy haar beter leer ken, sal jy ook nie dink sy's oulik nie. Shut up, dikgat. Sien jy wat ek bedoel? Hy het gesê jy's 'n nerd. Ek is seker. Jy lyk nie soos een nie. Nee, soos wat lyk ek dan? 'n Sopnat Griekse god in 'n speedo. Ekskuus. Vergeet wat ek gesê het. Hier, ek het vir jou koffie. Drink, voor dit koud word. Kyk wat doen jy? Ek is sorry, ek is so verskriklik jammer. Het dit jou gebrand? So bietjie. Trek uit jou klere dat Babsie dit gaan was en in die tuimeldraaier gooi. Nee, Babsie. Ja, trek uit. Verdwyn jy. Ek sal sy klere vir jou bring. Ag, okay. Ek is regtig jammer, Harde. Sorry hoor. Ag, dis niks. Jy moet gaan stort dat ek vir jou iets gee om aan te trek terwyl Babsie jou klere was. Hel, daai koffie was warm. Het dit jou gebrand? Ja, nogal. Waar? Op my dinges. Hardes, jou klere is droog. Jy het nie my broer so goed aan te hê nie. Jou broer se klere val van my lyf af. Hy's effens groter as ek. Effens. Oh, please. Hierso. Dankie. Ek is regtig jammer. Ongelukkig gebeur. Moenie daaroor nie. Nee, jy moet dat ek behoorlik vir jou sorry sê. En hoe gaan jy dit doen? So. Sorry. Hallo, Antie. Wie die hel is jy? Dis Hardes vogelma. Hy het Faatjie se internetkonneksie kom regmaak. Kalpas! Nee, Antie. Baie Antie. Hey, wag, moenie weghardloop nie. Maar ek beloof ek kan alles verduidelik. Van heel flop en vooraf, juffroukie. Ek wil alles weet. Pas op, is warm. Dis hoekom mense dit daar chocolate noem. Moenie op jou mors nie. Nee, ma. Ja, jong, eintlik kan ek jou nie blameer nie. Daai Hardes is 'n baie aantreklike ouetjie. Nou wel, maar sal seker beter as ek weet, want ek dink ma het meer van hom gesien as wat ek het. Ek het nie gekyk nie. Ek glo ma, regtig. Net vanoggend het jy vir my verduidelik, jy verstaan wat die woord lojaliteit beteken. Wat dink jy gaan Teene sê as hy hoor wat vandag hier aangegaan het? Teen is wie? Ekskuus, Hy joke net ma. ek dink daai rubbish van Van Rooyen het meer om oor te worry as jy. Dit was net 'n soen om vir Hardes sorry te sê. Dis al. Dit het niks beteken nie. Al het jou tone omgekrul. Ja, seker. Sal amper 10:00. Jou pa het beloof om voor 9:00 by die huis te wees. Dalk het die konferensie langer aangehou. Ek wil jou so graag glo, maar die gevoel aan my water sê vir my ek het iets om oor te worry. Pa is verantwoordelik. Ja, tot hy 'n paar doppe in het. Dan gaan draai hom net soos daai gomgatte saam met wie hy werk. Nou oordryf maar. Wie bel maar nou? Jou pa se selfoon. Liewer te vroeg as te laat, ek aan my man. Wors? Wie praat nou? Melvin? Gee vir Wors sy foon, sê ek wil met hom praat. What do you mean he's busy? Busy doing what? Excuse? Giving a what? Where? On his butt. His left butt. Sê vir daai bliksem, as hy nie binne 'n halfuur by die huis is nie, dan klim ek in my kar en ek kom haal hom. Sien, ek was reg. Ek het geweet jy gaan by daai konferensie begin suip. Wat laat my so dink? Op hierdie oomblik is jou pa besig om 'n tattoo te kry op sy linkerbout. Wat? Waar tattoos? Maar wanneer hy nugter is, ja. Miskien het Melvin vanmôre lieg. Maar weet mos hoe grapgat kan hy wees? Dit is presies so iets wat my sal trigger om weer te begin drink. Is dit wat jy wil hê? Nee. Dis nie wat een van ons wil hê nie. Hou gaan los as jou pa by die huis aankom met 'n vreeslike tattoo.
Waar's pa? Nee, jong, Piet moes eers gisteraan na 12 by die huis ingeslinger gekom. En toe in die spaarkamer gaan slaap. O, ek verstaan. Nee, die ergste het jy nog nie gehoor nie. Vertel. Vra jouself vir jou pa. Ma sê ek moet vir pa vra wat pa gisterand aangevang het. Skam my ooit my kop uit. Moet my liewer nie vra nie. Ek het julle almal teleurgestel, ek is nie 'n pa se gat nie. Ja, pa se kyk. Ons almal maak foute. Hy het homself laat tattoo. Hæ? Op sy linkerbout, net so groot. Kan dit nie glo nie. Oh, dis waar. Net gister het ek jou vertel hoe vieslik 'n tattoo is en dan gaan doen ek dit self. Wat se tattoo? Weier om jou te wys. Dis 'n car battery. Nie sommer enige kar battery nie. Hierdie is ons nuwe top of the range eco battery. Hoe simpel kan 'n mens wees? Ons almal by die werk het dit laat doen. Melvin, Neville Naidu, Elvis Patel, almal. Ja, want julle almal was gesuip. Jy verstaan. By die konferensie was daar die ongelooflikste motivational speaker. Hy het ons almal so gemotiveer. Ons het gevoel ons moet iets vir die maatskappy doen. Die eco battery is ons nuwe top of the range produk met byna geen carbon footprint nie. Ja? En wat as daar volgende jaar 'n nuwe battery uitkom? Jy sien, daaraan het ons nie gedink nie. Mens moet nooit 'n motivational speaker met drank meng nie. Jy moet maar by die spaarkamer intrek. Ek slaap nie saam met 'n man met 'n car battery op sy bas nie. Dit is baie onredelik. Ek het 'n fout gemaak en ek is bitter spyt daaroor. Ek sal 'n pleister daaroor plak. Ja, vir die res van jou lewe. As ek moet. Ag ma, vergewe asseblief vir pa. Maak hom mos nie spyt hy is. Ek is bitter spyt. Ek vergewe pa. Ek ook. Dankie. En jy, skattebol? Hoe ken jy my? Ja, so maklik gaan dit nie wees nie. Ek is seker eers 'n bietjie moet kruip. Bietjie. Baie, okay, baie. Dan sit bly ons verstaan mekaar. Moet asseblief nie vir my ma sê van hierdie tattoo nie. Ek sweer sy is op die volgende vlug van Margaret af hier by ons. In daai geval glo ek nie daar's enige een in ons gesin wat 'n woord oor die eco battery tattoo op julle pa se bas vir julle ouma gaan sê nie. Nee. Ek het 'n SMS van Hardus afgekry. Is dit? Hy het gevra of ek Saterdag aand saam met hom kan gaan fliek. En jy het ja gesê. Sonder om eers te dink. En nou voel ek so effens skuldig daaroor. Hoekom? Wat van tennis? Moenie eers daaraan dink of 'n tennis hiervan te sê nie, want ek kan jou verseker, hy gaan nie 'n happy chappy wees nie. Tennis gaan Eno uitvind. Daai dik gat sal hom alles vertel. Jy kan nie van Faatjie verwag om vir sy beste vriend te lieg nie. Ja, seker nie. Nou dan moet jy maar net vir haar te sê, sorry, jy kan nie saam met hom gaan nie want jy het te ou. Mos reg. Dit is wat ek moet doen. Maar soos ek jou ken, is dit nie wat jy gaan doen nie. Dit is verskriklik moeilik, ma. Tennis kom eers oor 4 weke terug. En Hardus is 'n absolute hank. Ja, ek weet wel geskape. Ja, okay. Maar het gesê maar het nie gekyk nie. Ek gaan nie vir jou sê wat ek dink jy moet doen nie. Deel van 'n groot mens wees is om verantwoordelikheid vir jou eie besluite te aanvaar en die gevolge daarvan. Wat probeer jy mos sê? Net soos jou pa die gevolge van daai verdomde eco battery op sy bas moet aanvaar, moet jy aanvaar dat daar gevolge gaan wees as jy jou ou verneek. Lyk nou hoe ouer mens word, hoe meer ingewikkeld word die lewe. Verhoudings is nie maklik nie, want daar's emosies by betrokke. Wat sê emosies? Kom ek gee jou die voorbeeld. Wat sou jy sê as jy hoor dat Tennis gisterand 'n seksie rooikop girl na 'n klub toe gevat het? Wat se rooi kop? Wie is die terd? Sulke emosies. O, ek verstaan. Wie SMS jy? Braai flippend Tennis. Ek wil weet wie die rooi kop is. Jou koffie. Beteken nog nie dat ek jou vergewe het nie, Ek weet. Ag, sit net asseblief, ek wil met jou praat. maar ek het kos op die stoof. Net 'n minuut, ek beloof.
dat ek my kan vererg en loop. Ek was vandag gedurende my lunchtyd by Dr. Nel gewees. So dis of jy iets kan gee vir jou hangover. Nee, vir my eerste laser treatment op my tattoo. Nog so tussen 6 en 8 treatments en daai verdomde tattoo sal weg wees. Ek is baie bly om dit te hoor. Wat kos hy treatments? Moenie oor die geld worry nie. Ek sal enigiets betaal om uit die spaarkamer uit te bly. Ons mense vir ons gaan nie betaal vir daai laser treatments nie. Dit kom uit my eie sak uit. Ek het die fout gemaak en ek sal daarvoor betaal in geld, pyn en suffering. Pas op, jy sal dat ek jou begin jammer kry. Ek wens jy wil. Daai laser treatment brand soos 'n helse pak sla. En jy moet nog 7 keer radeer. Ja, my hele bout is vol sulke klein brandblaasies. Dr. Nel het gesê dis een van die stupidste tattoos wat sy nog ooit gesien het. Daarmee stem ek saam. Is hy dan vir jou iets gegee om aan te smeer? Ja, room en 'n dressing. Gaan stor, dan sal ek dit vir jou aansmeer. Beteken dit dat jy my vergewe het? Wat dink jy, jou rowwe bliksem?